Goeiemôre aan almal wat inskakel op hierdie nuwe kanaal van my. My naam is Eben Swanepoel en ek is 'n vrygekoopte kind van God deur die bloed van Jesus Christus wat aan die kruis gevloei het. Ek het dit op die hart om vanmôre hierdie kanaal te begin. En ek voel dit om gehoorsaam te wees aan die opdrag van Jesus Christus voor hy opgevaar het na die hemel toe, waar hy gesê het ons moet die woord van God en die evangelie versprei en verkondig. En daarom het ek na 'n gesprek met my swaar ruk terug, en die gesprek sal ek op 'n stadium met julle deel, het ek tot die besef gekom dat ons is besig om die Bybel in 'n grys area te plaas. Met ander woorde, ons is besig om van die Bybel te maak wat ons pas. Ons is besig om die Bybel aan te wend op 'n manier wat vir ons gerieflik is en nie soos wat hy aangewend moet word nie. En daarom wil ek vanmôre eerstens vir julle sê dat die woord van God is die waarheid. Elke punt en elke komma wat daarin geskryf is die waarheid. En die Here God is getrou aan sy woord. Dit is sy woord, dit is sy wil. En hy wyk nie daarvan af nie. As dit gesê is, as dit geskryf is, dan is dit so. Ons weet ook dat Jesus Christus, voordat hy met sy bediening en sy boodskap van die evangelie verkondiging begin het, is hy in die woestyn in vir 40 dae en is hy daar dan ook beproef deur die Satan. En as ons daarna gaan kyk, dan sal ons sien dat elke keer wat die Satan hom beproef het hy vir die Satan geantwoord deur te sê, dit is geskryf, daar is geskryf. As Jesus Christus nodig gehad het, of nie nodig gehad het nie, die erns daarvan besef, of vir ons kom die voorbeeld wees, dat die skrif, die woord van God, is die wapen teen die vyand. Hoeveel te meer is ons, wat van nature sondig is, nie afhanklik van hierdie waarheid nie. Daarom wil ek vanmôre ook vir ons lees, en ek wil net 'n kort stukkie of 2 verse lees uit Johannes 8, vers 31 en 32. En Jesus self is hier aan die woord. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, luister, as julle in my woord bly, dan hoor as julle in die Bybel bly, is julle waarlik my disippels. En dan sal julle die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Wat 'n ongelooflike, sterk, kragtige boodskap. Waarheid. Vrymaak. Mense, ons lewe in 'n gejaagde wêreld, ons lewe in 'n wêreld waar elkeen trap en klim om bo uit te kom vir sy eie beswil. En in die proses het ons in 'n omgewing begin inbeweeg waar ons alles verdraai en net so bietjie aanpas. 'n Wit leentjie is oukei. Dit is nie. Die waarheid is al wat oukei is. En as ons in die waarheid leef, dan sal ons vry wees. Ek dink ons almal het op een of ander stadium in ons lewe al 'n scenario gehad waar jy voel, maar iemand forceer jou, jy word verplig. En dan praat ek nie net van in die werksituasie nie, ek praat van mense wat druk op mense sit om dinge te doen. En daar is heeltyd daai gevoel van, ek het nie my eie keuse nie.
dan dink ek verstaan ons die gedagte van vry wees, van vrymaak. So die gedagte van hierdie kanaal, en ek noem dit die Bybel kaalvuis, is dan juis om kaalvuis te kyk na wat die woord van God sê. Die punte en die kommas te lees soos wat dit is, nie soos wat ons dit maak nie. En dan nooi ek julle uit om saam met my die besluit te neem. Ek het klaar die besluit geneem, ek wil dit juis met julle deel, dat ons saam sal groei in hierdie waarheid van die woord van God, en dat ons in daai waarheid saam kan vry wees, en wanneer ons vry is, dit net nog al hoe meer en verder verkondig. En die eerste waarheid wat ek vanmôre met julle wil deel, en daar is baie, kom uit Efesiërs 6, en dit staan in vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou ek lees uit die 1983 vertaling uit, daar's redes daarvoor en dit sal ek ook op 'n later stadium verduidelik. Maar eerste ding wat ons sal sien hierso is dat daar word gepraat van die owerhede teen die magte, teen die wêreldheersers, en dan is dit van die duisternis. So die eerste ding is die magte en die owerhede is nie die regering nie. Die magte en die owerhede van die duisternis is Satan. En dit staan ook elders in die woord van God, dat Satan, die duiwel, die owerste van hierdie wêreld, kom net om te steel, te bedrieg, te verwoes en dood te maak. Die eerste waarheid van wat in die woord is ons moet besef, daar is net 'n keuse tussen twee. Die wonderlikheid van die skepping is dat Jesus Christus vir ons 'n keuse gegee het. Daar is net 'n keuse tussen lig en donker, duisternis. Daar is nie 'n grys area nie. En dis deel van die verwarring wat Satan probeer saai is, hy wil hierdie einste woord, die waarheid, probeer hy as 'n wapen gebruik, om grys areas te skep, in ons gedagtes, 'n grys area te skep, en dan dink ons is right. Die dringendheid daarvan, om vir julle te sê vanmôre, dat ons het 'n keuse tussen reg en verkeerd, kan ek nie oorbeklemtoon nie. Want as ons verkeerd besluit, en ons bly op daai weë, gaan daai besluit uitloop op die dood. Ons kan nie tussenin beweeg nie. Dis of reg, of dis verkeerd. Volgende ding wat ons moet verstaan as 'n waarheid, is dat ons leef op hierdie aarde in vlees en bloed. Die stryd is tussen goed en kwaad. Goed is God die Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. Die drie eenheid is 'n gees. Die drie eenheid, behalwe vir die ongeveer 33 jaar wat Jesus op die aarde beweeg het, is die enigste tyd wat die Gees van God die gestalte van 'n mens, vlees en bloed aangeneem het. En hy het net dit gedoen om te kom red die vlees en bloed
wat op hierdie aarde beweeg het, en nog sou beweeg, en vandag nog beweeg. Die Satan sien jy nie buite rondloop in 'n liggaam nie. Die Satan is 'n gees. En die enigste manier hoe hierdie gees van Satan probeer om die stryd te wen, is hy moet in 'n liggaam wees. Daai liggaam is potensieel ek en jy. Dit staan ook in die woord van God. Dat aan hom wat jy toegee, hom sal jy dien. Met ander woorde, as jy vir die Satan plek gee om 'n saad in jou te plant, en jy druk daai saad nie dood nie, jy identifiseer hom nie as 'n saad van die duisternis nie, dan gaan hy groei. En hoe meer hy groei, hoe moeiliker raak dit om hom uit te roei. Maar dankie vir Jesus Christus, wat ook aarde toe gekom het, wat aan die kruis gesterf het, aan die kruis gehang het, en elke sonde, en elke siekte, en elke kwaadwilligheid, en elke saak van die duisternis wat ons aan kan dink, op hom geneem het. En ek wil hê julle moet mooi verstaan. Hy het elke sonde, nie net die grootste nie, maar elke sonde wat ek en jy gedoen het en nog gaan doen, het hy op hom geneem. So dink aan wat jou grootste oortreding is. Dalk is dit iets wat nog diep in jou hart lê, wat jy nog nie eens met iemand gedeel het nie. Dalk is dit iets wat jy dink net jy weet. Dis nie net jy wat dit weet nie. Die Satan weet dit. Hy wil dit op die lappe bring. God weet dit, want God weet alles. So dink aan daardie oortreding of daardie sonde wat jy gepleeg het, wat die grootste is wat jou ry, wat soos 10 ton op jou skouers lê. Dink daaraan. Jesus Christus het geweet daarvan en hy het gesê, Eben, ek het daarvoor reeds vir jou gesterf. Jy is vry. En dan sê die woord ook vir ons, dat wanneer jy jou sondes bely, tot bekering kom, jy Jesus Christus as jou verlosser aanvaar, Jesus is getrou. Hy vee dit uit die boek van die sondes uit, en hy gee vir jou 'n nuwe lewe. En as jy daardie nuwe lewe ontvang het, is jy by magte en het jy die reg om nie weer te dink aan daardie dinge nie. Jy het nie nodig om daaraan herinner te word nie. So maklik is daar mense wat ons wil herinner aan dit wat verkeerd was. Ek kan vandag vir jou met absolute oortuiging en met die autoriteit wat Jesus my gegee het en vir jou gee, kan ons sê, ek het 'n nuwe lewe. Ek hoef nie skuldig te voel nie. Daai 10 ton is van my skouers af. Ek hoef dit nie weer terug te sit nie, want ons het daardie 10 ton het Jesus Christus aan die kruis gedra. Hoor wat ek sê. As jy jou sondes bely en Jesus aanvaar, is jy 'n vrygekoopte deur die bloed van Jesus en het jy die reg om jou nuwe lewe te begin.
verstaan ook een ding. Saam met hierdie reg kom 'n verantwoordelikheid. Die verantwoordelikheid is om dan jou lewe te verander en nie weer daardie sonde te pleeg nie. Is jy vry van aanvalle van die Satan? Nee. Die Satan gaan jou weer toets, en weer toets, en weer toets. Maar het staan ook duidelik in die woord van God. Die waarheid, as jy die vyand, die Satan, aktief weerstaan, dan sal hy van jou af wegvlug. Want hy is oorwin. Hy weet hy is oorwin. So Satan het aan die einde van die dag geen krag, geen mag, geen gesag oor jou nie, behalwe wanneer hy jou probeer mislei met gedagtes, en jy daardie gedagtes aanneem. Jy en ek het die keuse wat ons in ons liggame toelaat. Ek en jy is 'n voertuig. En ons is 'n voertuig vir net een van twee dinge. Ons is 'n voertuig vir verwoesting, vir diefstal, vir leuns en die dood, as ons die Satan toelaat, of ons is 'n voertuig vir Jesus Christus. Liefde, vrede, lankmoedigheid is maar 3 van die vrugte van die Gees van God. En nog 'n belofte wat die woord van God vir ons gee. En dis die waarheid. Staan in Efesiërs 4 vers 30. Wanneer jy vergifnis ontvang het, en wanneer jy die Here aangeneem het, dan ontvang jy die Heilige Gees. En dan is die Heilige Gees binne in jou. Maar die wonderlike nuus van alles is, kom ons kyk wat sê die woord oor die Heilige Gees. En dit sê ook dan nou, in vers 30 van Efesiërs 4, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie. En nou, luister mooi, want hierdie is absoluut kardinaal. Deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. Wat beteken hierdie ding van verseël is? Mense, as jy 'n geskenkpakkie vir iemand stuur, en ek weet in die ou dae, dan het hulle hom verseël. En as iets verseël word, en ekskuus, miskien moet ek dit baie op 'n ander manier stel, baie keer in die tegnologiese wêreld kry jy deesdae verseelde items, met ander woorde, as hy toegemaak is hy toegemaak, niks kom in nie en niks gaan uit nie. En dit is die wonderbaarlikheid van die genade van Jesus Christus, dat die oomblik as jy Jesus aanvaar as jou verlosser en jy bely dit met jou mond, nie jy bely dit deur daaraan te dink nie, jy bely dit met jou mond. Jy sê vir die wêreld, ek is 'n kind van God en jy is nie skaam daaroor nie. Dan is jy verseël met die Gees van God. Dan beteken dit die Gees van God word in jou hart ingeseël. Dis daar. Dit kan nie weggaan nie. Daar's net een manier hoe dit uit jou gaan uitkom, en dit is as jy met daai selfde mond bely dat Jesus nie meer jou verlosser is nie. En dan, boet en dame, het jy moeilikheid. Want dan is daar net een ding wat oorbly, en dit is die ewige hel. Verstaan asseblief vanmôre die erns hiervan. En hoekom ek dalk vanmôre so passievol is daaroor. En
In die afgelope 3 maande het ek bewus geword van 2 gevalle van selfmoord. Een het ek geken. Die tweede ene is familie van iemand wat ek ken. Ek weet nie wat in daardie 2 mense se lewens aangegaan het nie. Maar die een ding kan ek vir julle met sekerheid sê. Dit was nie die wil van God dat hulle dit gedoen het nie. En ek kan ook vir julle sê dat die Satan was listig. Daarom moet die Satan met elke greintjie krag wat ek en jy het, beveg word. Ons moet hom aktief beveg. En aktief beveg beteken nie, ag liewe Satan, gaan asseblief van my af weg nie. Ek wil nie graag vandag met jou te doen hê nie. Nee. Vir die Satan word daar gesê, Jesus Christus het jou aan die kruis van Golgotha oorwin. Jy het geen gesag oor my nie, jy het geen krag in my nie, en daarom in die naam van Jesus, gee pad van my af weg. En jy moet kwaad word vir hom. Woede is nie 'n Bybelse goeie, wat is die woord wat ek soek? 'n goeie kenmerk nie. Behalwe as daardie woede teen die vyand is, as daardie woede teen die duisternis is, dan sê die Bybel vir ons, moenie dat daai woede verslap nie. Want daai woede moet die Satan uitdryf. Mense, asseblief, verstaan die dringendheid. Deel van die duiwel se poging is, hy het geen gesag nie. Hy doen alles deur leuns en misleiding. En deel van dit wat hy doen is, om die Bybel, wat die grootste wapen teen hom is, te gebruik, om grys areas te skep, wat ons kan sê, ag, dis oukei. Dis nie oukei nie. Dis nie oukei dat hy kom om te verwoes nie. Dit is nie oukei dat hy ons belieg en besteel nie. Dis nie oukei nie. In die naam van Jesus sê ek vanmôre vir julle, dit is nie oukei nie. Indien enige iemand vanmôre geraak is deur dit wat Jesus en die Gees van God my gelei het om vir julle te sê, wil ek julle uitnooi. As jy die Here ken en jy is nie seker of jy bekering ontvang het nie, of as jy vir die eerste keer hierna luister en hoor, wil ek jou uitnooi om Jesus te ontvang vanmôre. Ontvang Jesus as jou verlosser. Ek gaan 'n gebed bid, en ek wil hê julle moet dit herhaal. En hier gaan ons. Jesus Christus, ek bely U as my Here en my verlosser. Ek glo in my hart dat God U uit die dood opgewek het. Ek glo in die woord. Ek ontvang nou my verlossing. Dankie dat U my gered het. Amen. As jy hierdie gebed gebid het met opregtheid en met die oortuiging dat Jesus ons verlosser is, dan het ek nou die reg en ek het die autoriteit om vir jou te sê, jy is gered. Jesus Christus gee nou
vir jou 'n nuwe lewe. Soos wat hy vir die vrou met bloedvloeiing gesê het, jou geloof het jou gered, gaan en moenie meer sondig nie. Jy het 'n nuwe lewe gekry. Leef daai nuwe lewe. Om alles dan te volbring, gaan ek nog 'n gebed bid, dat jy die doop van die Heilige Gees ontvang. En die doop van die Heilige Gees sal die verseëling waarvan ons gepraat het, nou in jou lewe teweegbring. So herhaal ook hierdie gebed agter my aan. Vader, ek erken my behoefte aan die krag om hierdie nuwe lewe te lei. Vul my asseblief met u Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek dit nou dadelik. Dankie dat u my gedoop het. Heilige Gees, u is welkom in my lewe. Amen. En nou kan ek vir jou met dieselfde gesag van vroeër, kan ek vir jou sê, dat jy nou verseël is met die Heilige Gees. Jy is nou nie meer net mens nie. Jy is nou 1/3 is jy Heilige Gees. Dink daaroor. Gaan neem tyd en dink oor wat nou net gebeur het. Laat dit insink. Maak tyd om die woord van God te lees. Maak tyd om daaroor te dink. Want deel van die valsheid, deel van die leuen wat die Satan probeer doen, is om dit 'n gejaagdheid te maak. Soveel keer lees ons dinge, maar ons neem nie in nie. Ek sluit af. Dankie dat julle na hierdie kanaal luister. En ek nooi julle uit om saam met my die woord van God te ontdek, daaruit te leer en die waarheid wat ons daaruit kry as vrygemaaktes te verkondig. 'n aangename dag vir julle.